Goeiemôre, dit is Vrydagoggend, die 19de Desember 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanoggend wil ek afskop deur vir julle almal baie dankie te sê vir die getroue ondersteuning en die feit dat daar nou 41,000 intekenare op hierdie kanaal is. Met ander woorde, subscribers, intekenare op die kanaal. Kanaallede hardloop so rondom 850, dis die mense wat 'n tarief of 'n voetjie betaal om deel te wees, maar hulle is ook deel van hierdie 41,000. So baie dankie vir julle ondersteuning. Ek waardeer dit opreg. Natuurlik is die kwessie wat almal in Suid-Afrika aan die praat het, gaan nou maar rondom die strooptog. Dis nou 'n raid wat uitgevoer is op die Amerikaanse vlugteling verwerkingssentrum daar in Johannesburg en die feit dat daar Keniane in diens van die Amerikaners was en daar is nie 'n wet oortree nie, maar hoe dit ook al sy, is daar baie kommentare. Daar word onder andere gesê dat van die Afrikaners wat daar was, wat besig was met hulle prosesse, is uitgelag, sleg gesê, verneder voor hierdie of deur hierdie amptenare wat die plek gereid het of dan deel was van die strooptog. Ekskuus dat ek so oor 'n paar woorde struikel. Baie oggende gebeur dit maar dat dit gebeur. So daar is die hoop onder hierdie mense dat om een of ander rede dat alle blankes die land behoort te verlaat of sal verlaat. En ek dink hulle maak 'n baie groot fout. Maar hoe meer daarteen ons opgetree word en hoe groter die poging is om van ons ontslae te raak, hoe meer vasberade is ons met diep wortels in hierdie land van plan om hier te bly. Vasberade met geen ander planne nie. Ons behoort nou baie nouer aan mekaar te wees met minder vrae, minder kritiek, minder beskuldigings en tog wil ek net vanoggend hierdie ook aan julle wys. Dit is Glenn Farmer wat die vraag vra en hy sê dit effens sarkasties, pastoor Wynand. Nou ek is nie 'n pastoor nie, was nog nooit een nie en wil ook nie een wees nie. Ek is nie hier om vir mense te preek oor hulle geloofsoortuigings en wat daarmee gepaard gaan nie. Ek is hier om mense te waarsku ten opsigte van die situasie in Suid-Afrika en ek is hier omdat ek hier wil wees en omdat ons 'n groepering lei met 'n verantwoordelikheidsvoetspoor van tussen 35 en 38,000 mense. Ja, dit is SBB. Maar hy sê daarso, pastoor Wynand is 'n vrye meselaar. En dit maak my bang van hom. Al hou ek van dit wat hy sê, maak die feit dat hy 'n vrye meselaar is hom bekommerd. En dan sê ek vir hom in 'n antwoord, dan sê ek vir hom, jou moerman, pleks fokus jy op dit wat belangrik is, karring jy aan met afgesaagde deentjies van kwakkers wat niks beter het om te doen as twak praat nie. Hou verby as jy nie hou wat ek sê nie. Jy doen 1000 keer meer skade as goed. Probeer fokus op ware feite en die geskiedenis en gaan luister na my toespraak van 7 September 1987. Dit is eintlik op 8 September 1987 plaasgevind, 1:00 die oggend. Maar ons sal dit gee. Dan kom Glenn terug en hy vra om verskoning. Hy sê hy was nou onseker daaroor, so Glenn, jy's vergewe, moenie daaroor gepla wees. Die punt van die saak is net, ek gebruik hierdie opmerking van jou net vandag as 'n voorbeeld van hoe daar verdeeldheid gesaai word. Nou, die
Vrye Messelaars ding is nou al so oud soos die berge, vir so lank as wat ek betrokke is, tot en met redelik onlangs, en dan praat ek van, kom ons sê, 5, 6, 7 jaar terug, het ek nie eens geweet hoe die Vrye Messelaars funksioneer nie, wie hulle presies is en wat hulle doen nie. En ek weet nog steeds nie vandag werklik waaroor dit alles gaan nie. Maar my doel is nie politiek nie. My doel is nie politiek en afkraak van mense en verdagmaking nie. My doel is om my mense te dien. Soos wat ek nou vir julle gaan wys het, of gaan wys, beoog om te wys, hoe diep en hoe ver kom my wortels al in Suid-Afrika. So ek gaan 'n foto-opname vir julle speel met my hele toespraak wat ek gemaak het op 8 September 1987. 8 September 1987 met my vrylating. En dit was so 1 uur die oggend, soos ek vroeër gesê het. Luister daarna en luister wat sê ek oor my land. Want diegene wat dink, hulle gaan my of enige iemand anders, of wie soos ek voel, uit hierdie land uitkry, maak een moeske fout. Hierdie land is my land. Ek het bloed gegee vir hierdie land. Ek het 'n broer in die oorlog verloor. Ons vergeet nie so maklik nie. Ons bly op koers, want ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons mense. 'n Verantwoordelikheid om hulle so veilig as moontlik te hou en 'n plan te bied wat tot hulle oorlewing sal lei, alhoewel dit alles met baie opofferinge gepaard sal gaan. Luister lekker en geniet dit. Daar was vroeër bespiegelings oor Majoor de Tooy se fisiese en geestelike welstand, maar net voor 1 uur het hy flink opgestaan en hoewel hy soos mens kan verwag moeg gelyk het en sy een arm blykbaar seer was, het hy nie gehuiwer om die media toe te spreek nie. Dit is seker vanaand, op hierdie dag is seker vir my die mooiste dag van my lewe, om terug te wees in my land, in Suid-Afrika. En dit was eintlik eers deur gedurende my afwesigheid, my gevangenneming en my vertoe daar in Angola, dat ek werklik besef het wat ek het in Suid-Afrika, wat my land Suid-Afrika werklik vir my beteken en wat Suid-Afrika is. En ek kan werklik vanaand sê met vertroue dat vir my is Suid-Afrika die beste, my land vir altyd. En ek is baie bly om terug te wees. Ek wil meneer Botha bedank vir die woorde wat hy gesê het vanaand, die woorde van welkom. Ek het dit nie verwag nie. Soos ek vroeër vanaand vir minister Botha gesê het, dit is 'n totale verrassing vir my toe hy op die vliegtuig was en die feit dat ek die staatspresident vanaand ontmoet, generaal Malan. En ek wil dan ook nou vir die staatspresident bedank vir die poging, vir die daadwerklike poging wat die Suid-Afrikaanse regering ingesit het om my vrylating te bewerkstellig. Nou, daar is baie min van u wat weet onder watter omstandighede ek verkeer het en watter probleme my in die gesig gestaar het en hoe skraal die moontlikhede van my vrylating werklik was. Maar nogtans het die regering nie teruggesit nie, maar skouer aan die wiel geplaas en my vrylating het gekom. Ek het geglo dit sal kom, dit het tyd geneem en dit het gekom. Maar met 'n regering soos hierdie en met 'n God waarin ons glo en waarin ons hoop en met 'n land Suid-Afrika moet ons altyd glo, kan ons nooit verkeerd gaan nie. En daarom het my vertroue en my hoop altyd bly staan. En op hierdie stadium kan ek net sê, ek is bly om terug te wees. En dankie aan al die mense wat 'n hand daarin gehad het en die verkeerde vir wie ek vergeet om te bedank.
In my hart is ek dankbaar vir elkeen wat 'n bydrae gelewer het om hierdie wonderlike dag vir my en my gesin, vir Lona en Klippie, moontlik te maak en ook die feit dat ek nou weer by my pa en ma gaan uitkom. Nie meer net Klippie se held nie, maar nou Suid-Afrika se held, Majoor Wynand du Toit. Dit is Barbara Jooste vir Monitor in Kaapstad. Nou ja, daar net so die stemopname, die stemband wat ek gespeel het. Daar's nog 'n hele paar wat ek kan speel. Maar dit gaan my verstand te bowe dat daar mense is wat probeer om my te verkleineer in die proses ten spyte van dit wat ek al deur is. Daar is hoeveel mense wat al opmerkings gemaak het en gesê het, ja, jy was net 'n kaptein gewees. Hier praat hulle al in 1987 van my as 'n majoor. Kort daarna is ek op vegroepkursus gewees en waar ek toe al reeds 'n kommandant bevordering gekry het en dit is in vandag se terme 'n luitenant-kolonel en waar ek dan ook die studenteleier was onder hierdie groep van veggroeplede wat saam met my die veggroepkursus destyds by die Leer College gedoen het. En vir hulle natuurlik altyd groot respek. Maar dit is jammer dat mense moet voortgaan om wantroue te saai, om net 'n woord te los en te maak om twyfel in mense se gemoed te saai. Die een ding wat niemand kan ontken nie, is die feit dat ek wel in die spesiale magte operateur was, dat ek in Angola gevang was, dat ek 2,5 jaar in eensame opsluiting was, dat ek nie gekommunikeer het nie, dat ek na my vrylating, wat op 7 September laat middag plaasgevind en dit teendeel vroeë aand, gevlieg het Kaapstad toe, by die staatspresident ingestap het en dan nog daar te kon verklaar ten opsigte van hoe ek glo, maar ook te verklaar dat ek onomwonde deel is van hierdie land, van hierdie grondgebied. En dis waarmee ek vanoggend gaan afsluit. Suid-Afrika is my land ook. Ten spyte van wat ander klein, Suid-Afrika is my land. Dis jou land. Dis ons grond waarop ons gebloei het, sodat ons gehoop het en vertrou het dat ons 'n toekoms vir ons kinders skep. Maar na wat gebeur het in 94 moet ons dit weer skep, want dit is wat van ons gevra gaan word en daai opoffering is nodig. Maar om dit suksesvol te doen, moet hierdie verdelende uitsprake en praatjies moet einde kry. Dan lyk ons kanse op sukses aansienlik groter. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en natuurlik geniet die naweek wat voorlê. Ek is maandagoggend weer terug by julle, dan gesels ons verder. Mooi loop, lekker